Hallo almal en 'n baie hartlike welkom. Weet julle, etes is 'n regtige spesiale tyd. Dis daai oomblik wanneer ons as families en vriende bymekaar kom, nie net om te eet nie, maar om te gesels en mekaar se geselskap te geniet. So vandag gaan ons kyk presies hoe goeie tafelmaniere hierdie tyd vir almal nog meer wonderlik kan maak. Vandag se les is lekker eenvoudig en reguit. Eers gaan ons gesels oor hoekom maniere nou eintlik so belangrik is. Dan die lekker deel. Ons leer die 5 goue reëls. Daarna gaan ons 'n storie hoor oor goeie en slegte maniere en heel laaste gaan ons seker maak ons onthou alles sodat ons dit kan gaan oefen. Klink goed? Goed, kom ons spring dadelik weg met ons eerste deel. En hier's iets wat ek wil hê julle moet onthou. Goeie maniere is nie net 'n lang lys van moets en moenies nie, glad nie. Dit gaan eintlik alles oor mense en hoe ons ander mense laat voel. As jy net een ding van vandag onthou, laat dit hierdie woord wees. Respek. Goeie maniere is die eenvoudigste, duidelikste manier om te wys dat jy die mense om jou respekteer en die kos wat vir jou voorberei is. Nou ja, om hierdie idee van respek beter te verstaan, kom ons kyk gou-gou na 'n paar belangrike woorde. Eerste op ons lysie is etiket. Klink dalk na 'n groot woord, maar dis eintlik eenvoudig. Dink daaraan as die stil, ongeskrewe reëls wat ons almal volg om beleef te wees en seker te maak almal om ons voel gemaklik en gerespekteer. En hier is daardie groot woord weer, respek. Wat beteken dit regtig? Wel, dis wanneer jy vir 'n oomblik stop en dink aan ander mense se gevoelens. Jy gee hulle spasie en jy behandel hulle presies so mooi soos wat jy self behandel wil word. Dan het ons maniere. Maniere is basies hoe jy daardie respek wys. Dis die dinge wat jy doen wat vir almal wys dat jy geleer het om bedagsaam te wees en aan ander te dink. En laastens, gedrag. Dis doeteenvoudig die manier waarop jy optree, of dit nou goed of sleg is, veral as daar ander mense naby is. En by die etenstafel, soos julle kan raai, is goeie gedrag presies wat ons wil hê. Goed, so nou weet ons hoekom dit so belangrik is. Kom ons kyk nou na hoe ons dit doen. Hier is hulle, die 5 goue reëls vir fantastiese tafelmaniere. Sien dit as jou maklike stap-vir-stap gids. Reg, hier gaan ons. Reël nommer 1. Hierdie een is supermaklik, maar dit wys dadelik jy is bedagsaam en reg vir die ete. Die oomblik as jy by die tafel gaan sit, heel eerste ding, vat jou serviet en sit dit op jou skoot. Dit wys jy's gereed en dit help ook om jou klere skoon te hou. Maar die belangrikste deel van hierdie reël is geduld. Jy wag. Jy wag altyd tot almal by die tafel hulle kos gekry het voor jy daai eerste hap vat. Dis 'n klein dingetjie wat wys jy's nie ongeskik of gulsig nie. Paik, julle het hom. 1 reël af, 4 om te gaan. Kom ons kyk nou na die tweede goue reël. OK, so stel jou dit voor, die sout is heeltemal aan die ander kant van die tafel. Wat nou? Die groot nee is om jou arm oor die tafel en oor ander mense se borde te strek. Hoekom? Wel, jy kan dalk iets omstamp en dis ook sommer net ongestik. So, wat's die beleefde manier? Vra net vriendelik, sal jy asseblief vir my die sout aangee? Dis so maklik. Goed, ons is al halfpad. En reël nommer 3 is een wat mense soms vergeet, maar dis so belangrik. Kom ons wees eerlik. Niemand, en ek bedoel niemand, wil kos in iemand anders se mond sien terwyl hulle praat nie, né? Dis glad nie lekker nie en kan regtig ander se eetlus bederf. So die reël is eenvoudig. Kou altyd met jou mond toe. En as iemand jou 'n vraag vra terwyl jy eet, vat jou tyd, kou klaar, sluk en antwoord dan eers. Julle doen fantasties. Ons is amper by die einde. Reël nommer 4 gaan oor iets wat jy dalk doen sonder om eers daaraan te dink, jou postuur of hoe jy sit. Hoe jy by 'n tafel sit sê baie. Probeer om mooi regop te sit. Dit wys jy is deel van die gesprek en geïnteresseerd. As jy jou elboë op die tafel sit terwyl jy eet, kan dit lyk of jy verveeld is of sommer net te lui. Plus, dit neem onnodige spasie op. Onthou altyd, bring die kos na jou mond toe, moenie jou mond afbring na die kos toe nie. En hier is ons by die laaste 5de goue reël. Hierdie een is nogal slim, want dit het 'n soort geheime boodskap ingebou. Jou mes en vork is jou eetgereedskap, nie speelgoed nie, so asseblief, moenie daarmee in die lug rondwaai as jy iets verduidelik nie. En nou vir daai slim truc. Jou eetgerei kan 'n stille sein stuur. As jy heeltemal klaar geëet het, plaas jy 'n mes en vork netjies langs mekaar in die middel van jou bord.
Kyk gou mooi hier. Links sien jy hoe jy jou mes en vurk los as jy net 'n blaaskans vat. Maar kyk nou regs, na nommer 2. Sien jy hoe hulle netjies bymekaar lê? Dis die stille sein. Dit sê vir die kelner of wie ook al die tafel afdek dat jy klaar is en hulle jou bord maar kan wegneem. Jy hoef nie 'n woord te sê nie. Dis nogal slim, né? Goed, so dis die reëls. Maar reëls is een ding. Kom ons kyk hoe dit in die regte lewe uitspeel. Ons gaan nou na 2 seuns kyk. Jan, wat swak maniere het, en Tabo, wat uitstekende maniere het. OK, hier is Jan. Hy plof by die tafel neer en begin dadelik eet. Hy praat met 'n mond vol kos en strek oor sy sussie se bord om die sous te gryp. Kan julle die chaos en die stres voel? Nou, kom ons kyk na Tabo. Hy sit sy servet op sy skoot, hy wag geduldig vir almal, hy vra vriendelik vir die water, hy kou met sy mond toe. By Tabo se tafel voel almal rustig, gelukkig en gerespekteer. Sien julle die massiewe verskil? Fantasties. Julle het so mooi saamgewerk vandag. Kom ons vat net gou alles saam om seker te maak ons onthou die belangrikste punte. Hier is 'n vinnige opsomming van alles wat ons vandag geleer het. Onthou, heel bo aan die lys, goeie maniere wys respek. Wag altyd vir almal, vra mooi, moenie gryp nie. Kou met jou mond toe en sit regop. En as jy al hierdie dinge doen, wat is die eindresultaat? 'n Rustige, aangename en lekker ete vir absoluut almal aan daardie tafel. En dis mos die doel, né? Ek wil julle met hierdie laaste gedagte los. Goeie maniere is nie om spoggerig of fancy te wees nie. Dis om te wys jy is 'n respekvolle, professionele mens. En weet julle wat? Wanneer jy weet hoe om jouself in enige situasie reg te gedra, gee dit jou ongelooflike selfvertroue. Baie dankie vir julle aandag vandag en oefen mooi.